Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts, baie lekker om jou saam met ons te hê. En ons het 'n baie spesiale gas, Zola Budd, een van ons beste van alle tye, het besluit om hier by ons in te val en te kom kuier by Goeiemôre, Good Morning. Zola, lekker om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Ek dink die eerste ding wat mense sal wil weet is, wat doen Zola Budd deesdae? Eerst het ek baie oud geword. Dit lyk nie so nie. Nee, oor 'n jaar kan ek komreinshardloop met 60. Is dit regtig so? 60, ja. 'n Grandmaster. Ja, Grandmaster. Ek het altyd gesê dis my hoofdoel in die lewe. Ek wil met daai Grandmaster tekentjie hardloop. Nou sal jy kan. Nou sal ek kan, ja. Wat doen jy deesdae? Ek rig af by Hoërskool Stellenbosch, is deel van die Trust program daar, en dan is ek ook die terapeut by die skool. En as jy sê terapeut, wat is dit? Ek het nie nooit my amptelike sielkundige graad, maar ek het 'n M-graad in pastorale sielkunde. So daarmee kan mens terapie doen met kinders of met mense. Jy kan dit net nie van die mediese fonds en ek mag nie diagnoses maak nie. So En ja. Wat sou dit wees? Gee my 'n voorbeeld van waarmee jy op 'n daaglikse basis te werk is. Ja, is nogal 'n besige dag, want gewoonlik in die oggend is ek by die terapie en dan middagete en dan oefen ons weer. So my dae begin partykeer vroegoggend en dan eers laat aand wat ek mens by die huis kom na die oefening en goed. Maar ek geniet dit baie. Ek geniet dit veral om met die kinders te werk. En die terapie is vir my baie, hoe sal ek sê, dis dra ewigheidswaarde. Ek verstaan, ewigheidswaarde, dis 'n baie mooi woord. Ons verstaan presies hoe jy voel, want hier by Goeiemôre, Good Morning is ons ook redelik vroeg uit die vere uit, soos jy kan verstaan. As jy praat van afrigting, wat 'n soort van atlete rig jy af? Kort afstand of begin jy by middel en lang afstande? Nee, ek is gevaarlik as dit by sprinters kom. Middelafstande, ja. So daar's die Trust het 'n projek waar ek dink volgende jaar gaan daar 80 kinders wees wat hulle kies van vooraf benadeelde of hulle moet 'n sekere inkomste, onder 'n sekere inkomste verdien om te kan aansoek doen. En dan kry hulle vol akademiese beurs by Hoërskool Stellenbosch en dan die geleentheid om deel te neem aan atletiek. En is daar enigsins 'n betrokkenheid met Ilana Meyer en Ja, haar Ilana Meyer situasie? sy is die hoofbestuurder van die hele projek. Ek rig net af by die skool. Rig net af, sê Ja, sy. rig net Ek dink af, nie ja. dit's net afrig nie. Zola, kom ons gaan terug na die begin toe. Ek weet jy het begin hardloop as hierdie kaalvoet meisie op die plaas en ewe skielik toe kom jy agter maar jy's effens vinniger as meeste mense. En toe staan daai eerste wêreldrekord. Vat ons net terug na daai eerste keer toe jy die stopperlosie gestop het op 'n plek waar niemand anders nog ooit was nie. Ja, dit was, ek dink my matriekeksamen het in 1983 net klaar geskryf en daar was niks om te doen nie. Ek dink ek het nie op 'n matriekvakansie gaan. My ma het my vir 'n week Mosselbaai toe gevat. So daar was nou niks glamorous nie. So ek het net geoefen en toe kom hier die uitnodiging van die Weeks byeenkoms. Daai 1 uur byeenkoms het hulle so gehad die 5000. Dit was in die Kaap, né? In die Kaap, ja, in Stellenbosch en my coach sê toe vir my, kom ons gaan probeer dit, want ek het nog nooit regtig baie 5000's gehardloop nie. Ek dink dit sou my tweede een gewees het, ja, dat ek gehardloop het. En het jy geweet 'n wêreldrekord was aan of al dan nie? Ek het nie eens geweet wat die wêreldrekord was op daai stadium. Regtig? Ek het net gehardloop want dis wat ek kan hardloop en dis wat ek gevoel het ek kan. Ek het geweet ek's redelik fiks want ek het daai vakansie verskriklik hard geoefen. Niks vakansie gehou en soos die ander normale mense nie. So dit was nogal toe ek klaar gehardloop kom ek agter, ja, maar dis eintlik 'n wêreldrekord. Ek het nie geweet dit is 'n wêreldrekord. Dis ongelooflik. Ja. En dit was natuurlik kaalvoet. Dis hoe jy naam gemaak het, kaalvoet Zola Budd. Jy het nie gehou van skoene dra nie. Ek dink in die begin het ons nie skoene gehad nie, want jy weet mos mense word groot met daai plat wit Dunlop tekkies wat jy van netbal, LO, alles moet doen op skool en daar was nie regtig atletiek skoene of hardloopskoene nie. My eerste paar hardloopskoene het ek nog by De Wet Ras by die ou Greitermans of Figarsaan Bloemfontein gaan koop. En ek dink nie ek het die skoene gekoop nie. Ek dink wat net daar gesit en vir hom gekyk. En hy het gesê wat hy dink jy moet dra. Ja, wat hy moet dra, ja. Dat mense rugby speler moet vertrou met hardloopskoene, ja, is 'n groot probleem. Dis 'n groot probleem, ja. En toe van daar af, toe ontplof jou lewe tot 'n groot mate. Ja, ek dink dit was die Rubicon. Ek dink daai 5000 en ewe skielik het ander mense betrokke geraak en dit was amper of my hardloop weggevat is vir my. Die joy van die hardloop is al weggevat en ewe skielik was dit begin professioneel raak en toe kom die oorsese goed en ja. Vat ons net terug. Toe sit Engeland toe en 'n koerant het betrokke geraak en volgende oomblik toe jy 'n paspoort en toe hardloop jy vir Engeland. Ja. Wat onthou jy van dit alles?
Kyk, ek moet vir jou sê ek was baie dom daai tyd. Ek is nou nog dom, maar daai tyd dink ek was ek nog meer oningelig en my hele kop het net oor hardloop gegaan. Dit mense is maar soos jy 16, 17 jaar oud is en jy volg nou hierdie pad van jou want dis nou jou pad. So dit was nogal vir my iemand het uitgevind my oupa was Engels. Hy is in Brittanje gebore. Dis aan jou pa se kant. My pa se kant, ja, my Engelse oupa. Hy het nogal daai tyd oorgekom vir die Friend te werk, die koerant in Bloemfontein. En daarvolgens kon my pa nou 'n paspoort kry, dan kon ek een kry, maar die koerant, die Daily Mail het ingemeng sodat dit bietjie vinniger gebeur het, want as ek 18 geword het in Mei, dan was dit te laat. So hulle moes dit so vinnig as moontlik doen. En toe staan betogings en allerlei dinge en ek onthou 'n foto van jou waar jy verwilderd gelyk het, as dit ware. Dit is scary, want jy is ewe skielik blootgestel in die wêreld, mense wat jy kom op plekke en jy hoor van dinge wat in jou eie land gebeur en jy weet nie 'n klou wat in jou eie land ingaan nie. Ja. Mense glo my nie, maar ek is 1966 gebore. Dis na Nelson Mandela gevange geneem is. Ek het nie geweet van die ANC nie. Ek onthou by een byeenkoms was daar hierdie mense wat betoog vir Nelson Mandela en toe vra ek vir my coach nou wie is Nelson Mandela? Ek nie gaan vra vir die meeste van ons geslag. Hulle sal dit nie vir jou kon gesê het daai tyd nie. Ja, dis waar. En toe natuurlik Los Angeles en dit kon op een manier nie veel erger uitgewerk het nie want toe hardloop Mary Dekker in jou hake vas en daar val die darling van Amerika in Los Angeles voor almal. Vat my terug soontoe. Ja, ek dink ek was op 'n goeie plek 1984 Olimpiese spele nie want daai tyd was ek al emosioneel so moeg van al hierdie betogings en by elke byeenkoms wat jy kom is daar mense wat jou wil spoeg en vloek en letterlik van die baan af. So dit was nie 'n goeie tyd vir my gewees nie en die seisoen was baie lank want ek het Januarie al begin baan doen in Suid-Afrika en dit was Augustus. So ek het begin sukkel met 'n besering en dit het juis met die Olimpiese spele het dit opgevlam en baie erger geword. So ek was nie fisies was ek nie op my piek nie en emosioneel nog minder. So, ek wou nou net sê. Ja, ek wou net laat hierdie sirkus nou net klaar kom en dan kan ek huis toe gaan en weer aangaan met my lewe. Dis die idee wat ek gehad het toe ek daar op die lyn gaan staan. Dis alwaarna ek gedink het as hierdie gemors klaar is vandag gaan ek huis toe. En toe wen Maricika Puica. Ja. En as jy terugkyk daarna, dink jy kon gewen het? Nee, eerlikwaar voor die tyd ek geweet daar's nie 'n kans nie want ek het nie daai plofbare spoed wat hulle gehad het nie, want ek kan lank versnel en half die wedloop so wen, maar nie daai eksplosiewe wat hulle gehad het nie. En ek het geweet daar's 'n goeie kans dalk vir 'n bronsmedalje. Ja. En toe daarna natuurlik die sirkus het nie opgehou nie want toe jy lankloop gaan hardloop en daar was wêreldkampioenskappe. Ja. Het dit ek wil amper vra, het dit so 'n bietjie van 'n pleister oor daai seer van die 5000 gesit? Ek dink die wêreldlandloopkampioenskap in Portugal was die eerste keer wat ek besef het, o, jy kan actually hardloop. Want dis die eerste keer wat ek vir myself gesê het, jy het nou World Championships gewen. Jy kan of jouself sê jy is 'n atleet. Voor dit kon ek dit nie sê nie, want ek het nog nooit regtig 'n groot titel of iets gewen nie. Ja. Baie SA titels, maar nie die wêreldtitel was seker maar die ultimate, veral landloop, want landloop is seker die moeilikste. Ja. Item om deel. Mense besef dit nie, maar dis een van die moeilikste items om aan deel te neem. Afrigter Pieter Labuschagne, sy rol in jou loopbaan. Ja, moeilik, baie moeilik. Hy was maar die een wat agter my gestaan het met die hardloop en my ondersteun het met my hardloop, ja. En as jy nou terugkyk na alles, sou jy dinge effens anders gedoen het? Dink ek sou nooit begin hardloop het nie. Ek dink nie, ek wou nog my hele lewe lank wou ek in die mediese ingegaan het soos verpleging of sulke goed en al die goed wat ek altyd wou doen, mag ek nie gedoen het nie want jy hardloop. So daar het 'n tyd in my lewe verbygaan waar ek nooit my loopbaan kon doen wat ek kon doen nie. Dis amper nou in die agterkant van die speensuig toe ek uiteindelik ophou met hardloop en besef ek hardloop nou nie meer nie, wat gaan jy nou doen? En dis waar die sielkunde ingekom het. Was nou net oor die naweek 'n wedloop, 'n Zola Budd wedloop in Pretoria. Ek verneem dat jy nog wil doen. Vertel vir my gou-gou daarvan en wat is die idee daar agter? Die groot idee daar agter is dat die wêreldkampioenskap, daar is nou 'n wêreldkampioenskap in die 5 kilo. So jy kan nou amptelike 5 kilo tyd kry en jou vergelyk met ander mense. En ek dink dit is amper 'n vehikel vir mense om toegang te kry, veral vir ons jong mense, want hulle mag nie 10 kilo op die pad hardloop nie en ek dink hierdie is 'n goeie alternatief. Jy kan amper elke naweek 5 kilo gaan hardloop. Jy gaan nie
gaan nie so erg beseer of uitgebrand raak soos wat jy elke naweek 'n lang ding op die pad gaan doen. En ek dink dit moet dit moet half erkenning gegee word. Dan kan jy jou tyd ook vergelyk met internasionale 5 km tye. Ja. En laat ons kinders begin betrek op so 'n manier dat hulle hoef te besef hulle hoef nie op die baan blootgestel te wees as hulle nie wil nie. Hulle hoef nie landloop te gaan hardloop wat baie hard is vir ons nie, maar hulle kan saam met hulle familie 'n goeie 5 km gaan hardloop en 'n tyd kry en dit kan gebruik word om goeders te doen soos aansoek te doen vir beurse in Amerika of vir enigiets anders. En ek dink dit is nogal 'n goeie geleentheid vir ons jeug om ons jeug te betrek. En parkrun help natuurlik verskriklik baie. Ja, die parkrun is definitief, ek dink parkrun het iets ongeloofliks vir ons hardloopgemeenskap beteken. Hierdie is glad nie oppositie nie, hierdie is net om iets op die pad te kry sodat jy 'n amptelike tyd kan hê en kan sê hierdie is 'n 5 km, dis my amptelike 5 km tyd. So 'n paar jaar terug het jy Kamerads gehardloop, is dit weer iets wat jy nie vooruitsig wil hê? Ek dink daaraan, maar ja, my een vriend in Bloemfontein, Rufus, is altyd gespot. Hy het nou gesê die gesamentlike ouderdom van my bene gaan dan 120 wees. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Pragtig. So ja, ons sal kyk daarna. Ek dink die doel met die 5 km wedloop is ook in die toekoms om legendes soos wat vir my rolmodelle was, soos Lilia, Bessel Seribe, Jan Olyn, al daai mense wat hierdie ongelooflike atlete was, maar nie vandag die erkenning kry vir wie en wat hulle was nie, om hulle dan te vereer verder. Zola, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Zola Budd hier in gesprek met ons net op Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy het dit geniet. Ek het beslis. Sien julle net hierna.